selfs deur van sy eie broers, bondgenote, vleesgenote, bloedgenote. Hy sal teenoor al sy broers, wie nog gebore sal word, woon. Hy sal teenoor al sy broers. Nou wie is die broers? Is dit die ander Ismaeliete? Nee, ek dink dis sy broers, is die seuns, wat uit Isak gebore gaan word, die Israeliete, want hulle is halfbroers. Ek hoor selde dat kinders twee seuns wat halfbroers is, een ma met twee pa's, sy was 2 keer getroud, verwys na my halfbroer, of verwys na my broer. En hy sal teenoor al sy broers, nou daai is dubbelsinnig, ek kan daar insit Israel, of ek kan daar insit die ander Ismaeliete. Verstaan ons dit? Of ander Israeliete. Kyk hoe werk al die Ise by mekaar. Israeliete, Ismaeliete, Islam. En hy sal teenoor al sy broers, ek sit in hakies die Israeliete, wie nog nie gebore was nie, woon. Hoekom? Want hulle sê eers later uit Abraham se seun Isak gebore word, en dan later uit Jakob. Toe noem sy, dis Hagar, die naam van die Here. Dit kon nie die Here gewees het nie. Sy moes gehoor het, Abraham verwys na hom as Jaffa, wat met haar gespreek het. Hy sê, u in die 33 is 'n God wat sien, dis nie 'n God nie. En die skepper van hemel en aarde is nie 'n God nie. Hy is die skepper van hemel en aarde, hy is 'n Elohim, 'n Hashim. U is 'n ewige Elohim wat sien. Want sy het gesê, het ek hier ook gesien na hom, die engel, wat my sien? Het ek ook hier, daar waar sy in die woestyn is, gesien na hom. Daai hom kan verwys, want is 'n hoofletter H, hom is Vader Jaffa, wat haar raak gesien het, maar ook na die engel, Jafashua, wat my sien. Vers 14, daarom noem hulle die put. Die put van Lachoi Roi. Lachoi Roi. Dit lê daar tussen Kades en Beret. Vers 16-15 sê, en Hagar het vir Abraham, hy's nog Abraham, A-B-R-A-M, 'n seun gebaar. En Abraham het sy seun wat Hagar gebaar het, Ismael genoem. Nou hoekom sal Abraham hom Ismael genoem het? Want Hagar het vir hom gesê, dat die engel van Jaffa het aan my verskyn. Hy sê, dit is sy naam. Nou wil ek hê, jy moet 'n pen vat en jy moet afskryf wat hier in vers 16 staan. Want bietjie later, so by volgende week, gaan hierdie baie belangrik word. En hierdie is goed wat die kerke gemis het. Genesis 16:16, Abraham was 86 jaar oud. Hoe oud? 86, skryf daar. Toe Hagar vir Ismael vir Abraham gebaar het. Hy was 86 jaar oud. Bietjie oud. Hierdie kind Ismael sou vir meer as 12 jaar as die enigste erfgenaam van Abraham en al sy Bybelse beloftes wees. Nou moet jy mooi luister wat ek hier in A, B, C, D vir u gaan noem. Ek gaan vir u 4 punte noem wat u moet notas maak van. Hierdie kind Ismael, hierdie kind wat 'n wille esel sou wees, of die natuur van 'n wille esel sou hê, sou vir meer as 12 jaar as die enigste erfgenaam van Abraham en al sy Bybelse beloftes wees. Hoekom? Wat sê u? Want daar was geglo dat Sara te oud was
om verder enige kinders te baar. So hierdie kind, Ismael, en ek glo in Abraham se kop het dit ook gewerk. Sarai was te oud om kinders te baar. En Abraham het gedink, hierdie is my erfgenaam. Hierdie is my seun van die belofte. Dis die een waaruit die volke gebore sou word. B. Abraham moes sekerlik aanhoudend aan Ismael, dis sy seun, vertel het dat hy die erfgenaam van 'n bonatuurlike belofte was. Sê vir my, hoekom sou hy nie? Jy sien, ons lees van Abraham en dan lees ons weer waar Abraham vir Ismael en Hagar onder 'n boom los. En ek gaan net met u praat oor die miskonsepsie wat daar was oor die kind wat onder die boom neergegooi was. Hy was nie 'n kind nie. Op daai stadium was hy amper 13 jaar oud. Jy dra nie 'n kind van 13 in jou arms nie. Die pastore vroeër jare, wanneer hulle oor die goed gepreek het ons laat verstaan, dis 'n babietjie wat Hagar onder die boom neergegooi het. Sy kon hom nie verder dra nie. Toe Abraham haar en die kind in die woestyn ingevat het om dood te gaan. Ek wil dit nie vooruit hardop doen, maar die goed kom net op by my. Abraham moes seker aanhoudend aan Ismael vertel dat hy die enigste erfgenaam van al hierdie bonatuurlike beloftes was. Dag vir dag het Abraham en Ismael het sy vaderlike verhouding met sy seun gegroei. Soos wat dit in enige vaderlike seun verhouding sal groei.